Die volgorde van bewerkings is 'n onderwerp wat so bietjie moeiliker in Afrikaans is as in Engels. Engels het nie net een nie, daar is 2 lekker geheuebrûe om jou te help. In Afrikaans het ons net pogings om daarby uit te kom. Hendrik van der Merwe plant mielies. Werk goed en jy kan gerus moeite doen om dit te onthou, maar die Engelse BODMAS en die Amerikaanse PEMDAS is net soveel makliker om te onthou. Die volgorde van bewerkings is egter een van die belangrikste en maklikste konsepte om onder die knie te kry in wiskunde. Die Engelse gebruik die afkorting BODMAS en die Amerikaners gebruik PEMDAS. Albei werk nogal goed. Die B is brackets, P parentheses, O is of en E is exponents. D en M is division en multiply en A en S is addition en subtraction. Een deel van BODMAS wat my nog altyd pla is die O, of wat beteken dit en hoe kom dit by exponents? Party mense probeer die O order maak, dit maak dit daarom so bietjie beter. Soms tref 'n mens ook BITMAS aan, die I staan in die geval vir index, die Engels is 'n sinoniem vir exponent, maar selfs dan is die Amerikaanse PEMDAS baie meer aanvaarbaar. In Afrikaans is daar nie regtig iets wat PEMDAS of BODMAS kan vervang nie, maar daar is tog 'n paar mense wat probeer het. Hendrik van der Merwe plant mielies. Werk goed, maar het dieselfde probleem met die V, dit is van, as BODMAS met sy O. HEMDAS is ook al gebruik, maar die A wat gebruik word vir optel en S vir aftrek is daarom ook nie reg nie. Miskien moet ons HEMDOA probeer. Ek gaan vir nou maar BODMAS gebruik, omdat dit die algemene terme in Suid-Afrika se Engelse skoolstelsel is. Die punt is egter, niemand gee om hoe jy onthou in watter volgorde die bewerkings gedoen moet word nie. Jy moet dit net doen. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde. 10 gedeel deur 2 plus 4 maal 10. Wel, maal en deel kom voor optel en aftrek. Met ander woorde, 10 gedeel deur 2 is 5 plus 4 maal met 10 is 40. Dit gee vir ons 5 plus 40 en dit is 45. Indien daar hakies net na 'n syfer volg, is dit 'n maalsom. Ons skryf net die maalteken nie. So hier staan 6 maal met in hakies 108 minus 8, sluit die hakkie, gedeel deur 100. BODMAS sê vir ons moet die brackets, die hakies, heel eers doen. Met ander woorde, 108 minus 8. Dit beteken 6 maal met 100 gedeel deur 100. Nou die 200e kanselleer net uit, wat beteken die antwoord is 6. Die volgende probleem gaan ek 2 keer doen. Eers in sy hakkievorm en dan in 'n breukvorm. Ons praat nou weer daaroor. Kom ons begin by in hakkies 12 maal 12 minus 44, sluit die hakkie, gedeel deur 25. Binne die hakkie is daar 3 bewerkings. En BODMAS sê vir ons, die maalsom kom eerste. Met ander woorde, 12 maal 12, dit is 144. Die res dra ons net oor, minus 44 gedeel deur 25. 144 minus 44 is al 100, en gedeel deur 25 gee vir ons 4. Volgende skryf ons dit in breukvorm. Die rede daarvoor is dat ons partykeer hakkies kry wat nie hakkies is nie. Een voorbeeld daarvan is breuke. Die noemer is per definisie ingesluit in hakkies, net soos wat die teller ingesluit is in hakkies. Met ander woorde, dieselfde som as net nou, 12 maal 12 is 144, minus 44 op 25. En dit gee vir ons 100 op 25 en die antwoord is 4. Kom ons kyk watter verskil maak hakies, selfs wanneer die rangorde van die bewerkings dieselfde is. Onthou,
Wanneer bewerkings dieselfde rangorde het, begin ons links en werk na regs. Die een bewerking na die ander. Eerste het ons 27 minus 6 plus 2 plus 30. Nou 27 minus 6 is 21, plus 2 is 23, plus 30 is 53. Volgende het ons amper dieselfde bewerkings. Die keer is dit 27 minus hakies. 6 plus 2 sluit die hakies, plus 30 is, en dit werk uit op 27, maar nou moet ons eers die 6 en die 2 bymekaar tel. 6 plus 2 is 8, met ander woorde 27 minus 8, plus 30 is 49. Kom ons vat gou alles saam. Jy kan enige stukkie gereedskap gebruik wat jou pas, maar op die ou end is daar net 3 reëls. Doen heel eerste alles in hakkies. Daarna volg maal en deel en laaste optel en aftrek. Indien daar enige eksponente is anders as 1, en daar is bewerkings in die eksponente, moet die bewerkings eers uitgewerk word. As daar bewerkings in 'n probleem voorkom met dieselfde rangorde, werk van links na regs. Daar is natuurlik 'n paar voorbeelde op pad in volgende video's waar ons hierdie reëls gaan toepas, maar dit is baie meer waardevol om 'n natuurlike aanvoeling vir die reëls aan te leer. Hoekom? Wiskunde is net die opeenvolging van 'n aantal stappe, en hierdie reëls gee vir ons 'n gevoel. Kom ons noem dit 'n instink van wat volg. Oefen jou instinkte.